Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 112. Ek is professor Hans Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het. Vanaand die Engelse boek, The Two Keys to the Book of Revelation. Ek sien baie mense is besig om dit te bestel. Hoekom? Want daar is soveel waarheid in dit. En ek kom agter dis mense wat reeds al bestel het, wat weer van hulle bestel. So dik boek, amper 800 A4 bladsye, met al die inligting in wat jy in jou lewe kan kry oor die boek Openbaring. En dit is in 'n eenvoudige, maklike Engels geskryf. So jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net op my webtuiste https://jaffa.co.za. Weer 'n keer, moenie vergeet van die onderdompelingsdiens Saterdag nie. So jy belangstel, kontak my by dieselfde nommer. As dit die eerste keer is dat u na hierdie reeks kyk of luister, u is baie welkom. Gaan na deel 1, u het reeds 'n magdom inligting gemis. Terselfdertyd is dit belangrik om te in te teken of te subscribe, soos die ou tannie gesê het, sodat jy al die verskillende kennisgewings van die ander studies kan kry, en deel ook hierdie kontak, soos die Engelse sê, link, aan die vriende en familie, en wie ook al. Dis lewensveranderend, skryfblok in 'n pen is baie belangrik, as ook 'n 1933 of 'n 53 Bybel. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u weer eer, Vader, en u groot maak. Halleluja. Wat 'n voorreg wat dit is om vanmôre as u kinders by mekaar te wees. Ek wil bid dat u hierdie woord in ons harte seën, dat u in ons hart en in ons sielsdimensie, en dat u dit vir ons oopmaak, Vader, en dat hierdie woord vir ons nie net iets is wat ons hoor nie, maar dat dit dinamies wees, iets wat ons leef elke dag. Ons wil nie net hoorders van die woord wees nie, ons wil daders van die woord wees. Seën die woord, seën elke een wat vanmôre deel het, Vader, en gee vir ons ontvanklike sielsdimensies, in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, volk van Jaffa sê, halleluja, halleluja, baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Ons kyk wat sê koning Salomo vanmôre hierso. Wat vir my wonderlik is dat koning Dawid speel al die tyd die regverdige teenoor die onregverdige af. Die verlore een teenoor die geredde een. Die voorspoedige een teen die sukkelaar. Hy's al die tyd besig met dit. Hy's besig om vergelykings te trek wat so uiters belangrik is. En daarom, hoekom doen hy dit? Hy het mos 'n miljoen goed gehad om oor te skryf. Hoekom sal hy oor die goed skryf? Wel, dis die manier hoe hy met die mense van sy tyd gepraat het. Ja, maar prof, ons praat nie meer in die tyd nie. Hoe het ou dominee Gerry Christinger vir my gesê die tyd in 2012, toe ek in Pastorika die Bybelgenootskap aangevat het oor daai 2012 Bybel wat eers in 2020 uitgekom het. Hy was 2012 was die proeflesing so goed, hy sou in 2016 uitgekom het. Toe sê dominee Gerry Christinger vir my, ja, maar daardie was ek 'n dokter. Toe sê hy, dok, maar jy moet een ding verstaan, die Bybel wat ons lees is nie meer relevant in die tyd wat ons lewe nie. Ekskuus, hy sê die Bybel wat ons lees is nie meer relevant of van toepassing in die tyd wat ons lewe nie. Ek sê so eintlik wanneer jy wil praat van Jaffa op 'n donkie gery, dan wil jy nou in die nuwe Bybel sê Jaffa in sy Ferrari gery, sy pink Ferrari. Of sy groen Ferrari, of sy rooi Ferrari, wat wil jy hom noem? Is dit relevant aan die tyd? Ek sê maar die rede dat jy die Bybel moet verander
en wat die rede kom en sê, hy is nie relevant aan die tyd nie, is juis om die 83 Bybel se rubbish wat daar ingeskryf was, 9000 skriftuurlike verandering, 18 totale versweglating. Ek sê, dis nie relevant nie. Dis irrelevant. Sê, dis verkeerd. Ek sê, dis 'n verleentheid. Nou soek julle om te sê dat die Bybel is nie meer relevant vir die jong mense van vandag nie. Enige een wat amper wil ek sê, wat 2 breinselle het. Jy kan dit lees en verstaan wat daar staan in die 33 of die 53 Bybel, of selfs die 53 Bybel. Maklik om te verstaan. Ja, daar is sekere goed wat nie reg lees nie, omdat hulle sekere goed gaan wegvertaal het. Maar die meerderheid van dit is reg. En dis waar hulle die mense mee vang, is om sekere stellings te maak. En iemand wat onskuldig is, val daarvoor. Hy sê vir ons hierso, in vers 23, dit is 'n vermaak vir 'n dwaas om skandelike daad te doen. Dis is vermaak vir 'n dwaas om 'n skandelike daad te doen. Dis vir hom snaaks. Hulle lag daaroor. Hulle lag daaroor. Vir hulle is die verkeerde goed is reg. Dis so in ons land gaan vandag. Alles wat verkeerd is eintlik reg. Jy mag nie meer reg wees, jy moet verkeerd wees. Dan is jy in. Hoe jammerlik. Dit is vermaak vir 'n dwaas om 'n skandelike daad te doen. Hulle lag daaroor, hulle grap daaroor. Net so is wysheid vir 'n man van verstand. Met ander woorde, die man van verstand en die vrou van verstand sê nee. Ek wil nie deel in dit waaroor die dwaases lag nie. Ek wil nie deel in dit wat die dwaases vermaak nie. Hoekom? Want dit is skandelik. Dit is gewoonlik skandelike dade. Maar wanneer ek in wysheid en met my verstand kan werk, weet jy wat gebeur? Dan kan ek 'n sondaar tot Jaffa lei. Dan kan ek werklik aktief in die oesland van Jaffa betrokke wees, sodat siele gered kan word. Dit is wat belangrik is. Dit is wat belangrik is. Ons lewe in die tyd waar Jaffa gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Hy het nog nooit verander nie. Hy het nog nooit verander nie. Die klimaat verander en die seisoene verander en daar's dinge wat plaasvind. Hulle noem dit global warming. Maar die skuld kry daarvoor. Maar ons wil in die ruach, wil ons met die verstand werk. Die sielsdimensie. Met die gedagtes. Met dit wat Jaffa ons mee geseën het. Ons gebruik dit. Hy sê waar die goddelose bang voor is, dit kom hom oor. Dis vers 24. Hy sê die goddeloses, die ongoddelikes, die sondaars. Dit wat hulle bang is voor, dit kom op hulle pad. En jy weet jy wat, ek het 'n ding geleer, toe ek baie jong gewees het nog, lang jare voordat ek op Bybelskool was. Ons het geleer dat die goed wat jy sê, is die goed wat met jou gebeur. Want die woord sê dat lewe en dood is in jou mond. En dis belangrik wat ons uitspreek. Ek kan onthou toe ons die tienerreeks gedoen het, tieners, selfmoord, tieners en selfmoord, of selfmoord en tieners. Selfmoord in die Bybel. Waar die tienersreeks spesifiek. Het ek gesê dis waar die
die ma die klein seentjie teen die kop klap en sê, man, jy's net so useless soos jou dronkpa. En as hy dit aanhoudend hoor, weet jy wat, hy gaan uitdraai so useless soos sy pa. Ook 'n dronkie. Want mammy, jy het vir hom al die tyd gesê, hy's useless, hy's soos 'n dronkie. Waar jy eintlik vir hom anders te moes geleer het, en vir hom gesê, jy's anders as jou pa. Jy's anderster. Jy's nie 'n loser nie, jy's 'n wenner. Met ander woorde, jy het die positiewe goed na hom toe gebring en na haar toe gebring. En dis waar ons groot fout maak in hierdie lewe. Is die goed wat ons oor onsself bely en losmaak. Want die goed het krag. Dit is so. Dis hoekom jare terug toe ons in besigheid, wel ek baie jare in besigheid gewees, maar toe ek met besigheid begin het, baie jong begin met my eie besighede, het 'n Joodse vriend van my eendag, Mike Pimstein, vir my gesê, hy sê jy moet met suksesvolle ouens shoulders, you must rub shoulders with the successful, dat jy kan leer hoe dink suksesvolle mense en wat doen hulle. Ons praat van in die besigheid. Alright, later aan het ek besef dat jy moet ook nie betrokke raak by dit wat hulle doen nie, want partykeer het daai ouens baie dodgy dinge wat hulle doen. Maar dit leer jy soos jy in die lewe aangaan. Maar om betrokke te wees by suksesvolle mense in die geloof, betrokke te wees by Javiste in die Bybelstudie, die meer jy in die Bybelstudie is en betrokke is in die Bybelstudie, die groot begeerte gaan jy hê om te funksioneer. Ek luister na van die studente wat ingeskryf het, wat gesê het, prof, ons kan nie wag om die tyd klaar te kry wanneer ons klaar is nie. Ek sê altyd vir hulle, werk met dit wat jy het. Werk met die kennis wat jy het. Moenie net droom oor wanneer jy oor 3 jaar of oor 4 jaar klaar is nie. Werk met dit wat Jaffa jou mee toeberei het. Want wanneer iemand 'n student word, dan is hulle al 'n rukkie betrokke in die geopenbaarde woord, om daai begeerte by hulle vlam te vat. Waar die goddelose bang voor is, wat hulle vrees, hulle kom dit oor. Hoekom? Of dit kom oor hom of haar. Hoekom? Want hulle bely dit. Ek sal nooit suksesvol wees nie. Ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie, maar jy moet sê ek kan. Dis so 'n ou wat sê hy praat van die bottel. Hy sê die bottel is half leeg. Die bottel is half leeg. Die bottel is half leeg. Dis 'n negatiewe ou wat sê die bottel is half leeg. 'n Positiewe ou sê die bottel is half vol. Ek sê die bottel is half vol, because ek sê die bottel is half leeg. Leeg is my negatiewe, vol is my positiewe. Sien hoe vandag met jou verstand wees. En dis wat ons moet bely. Ek glo nie ek kan negatiewe goed bely nie. En dis nie omdat ek iets spesiaal is nie. Dis net my gedagte, my sielsdimensie, my emosie is ingestel om die positiewe raak te sien in die koninkrykswerk van Jaffa. Daar was doemprofete gewees toe ons begin met die internetbediening, wat sê, het gaan nooit werk nie. Sê, ons luister nie na julle nie. Ons luister nie na julle nie. My Bybel sê, as een siel om tot Jaffa bekeer, is daar blydskap in die hemel. So, dit gaan nie vir my oor die miljoene nie, dit gaan vir my oor een. Dit gaan elke dag oor een. Ek het nou weer ons verslag teruggekry van YouTube af, vir verlede maand. Fenomenaal. 14 nuwe siele ingeteken. 14. Die vorige maand was dit oor die 30 gewees. 14 nuwes. 14 en 30 is 45 in 2 maande. Wat 'n groei. Is dit nie wonderlik nie? Al was dit 2 of 3. En ek bely nie nou negatiewe goed nie. Ek sê net, die woord sê daar is blydskap in die hemel as een siel om tot Jaffa bekeer. En vir ons gaan dit nie net oor die getalle nie. Dit gaan oor die mense wat betrokke raak. Ek kan dit sien wanneer die mense boeke bestel en Bybels bestel.
Ek sien daai vloei in die woord. En baie keer is dit dinge wat ek en u eers niks mee te doen het nie. Wat Jaffa net eenvoudig op 'n fenominale manier, 'n bonatuurlike manier, net die dinge vir hulle doen. En hoeveel keer hoor ek mense sê, prof, ek het per ongeluk op jou website afgekom, of ek het per ongeluk op een van die YouTube boodskappe over. Sê per ongeluk nie. It's destiny. Jaffa het dit bepaal dat dit so wees. Dis nie per ongeluk nie. Dis bepaal. Die Bybel sê voor die grondlegging van die aarde was ons name geskryf in die boek van die ewige lewe. Dis net ons het dit self uitgehaal deur sonde te doen, maar Jahshua deur sy bonatuurlike bloed wat hy gestort het vir ons, het ons weer herstel. Ons name herstel in die boek van die ewige lewe, waar ons voor die grondlegging van die aarde gewees het. En hoe wonderlik is dit dat as ons dit weet, dat ons poog om in die positiewe te wees. Ons wil nie soos die goddeloses bang wees vir die dinge wat oor ons sal kom nie. Maar die begeerte van die regverdiges vervul hy. Maar die begeerte, wat is die begeerte vanmôre? Wat is jou begeerte vanmôre? Ek wil hê my kinders moet inkom. Wens my familie moet losgemaak. Ek wens my vriende wil inkom. Die mense wat sal my in die kantore werk, waar ook al. Maar die begeerte van die regverdiges vervul hy. Het u 'n begeerte vanmôre? Het u 'n begeerte? Is u vanmôre 'n regverdige? Regverdig beteken om bloedgewas te wees. Regverdig beteken vanmôre om in die roeg te funksioneer. Maar die begeerte van die regverdige vervul hy in elke opsig. Hy's 'n waarmaker van sy woord. So kom ons kyk waar ons in hierdie dag, vandag, iewerste vir iemand die woord en die saad van die lewe kan saai in sy of haar lewe. Hoekom? Sodat dit met hulle ook goed gaan. Tot môreoggend as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahshua kom weer. Halleluja.